Mense, goeiemôre, welkom by Frik se Bakkie Boodskap op hierdie pragtige maandagoggend en ek groet jou uit die hartjie van Namakoland. Nou vanoggend is dit 'n bakkie boodskap. Ek sit hier op die agterkant van my voertuig en ek is omring deur tralies wat eintlik die simbool is van beperking en verhindering. En nou wil ek met jou praat oor finansies. Nou mense, my lewe lank is ek betrokke met finansies. Ek het vir 25 jaar my eie rekenkundige praktyk gehad. Ek was 'n bestuurskonsultant vir baie jare waar ek maatskappye gehelp het om sekere besluite te neem sodat hulle vinniger kan groei en dat hulle finansies gesond kan word. Ek bedoel my lewe was 'n bankbestuurder. Ek het vir mense vertel hoe jy jou besigheid moet bestuur. En nou kry ek die afgelope 2 weke en ek monitor my oproepe. Dis waar mense my skakel of my vra, hoorie Frik, kan ek betrokke raak by, wat is Vader se wil? Wat is Vader se plan? Hoe sien Vader dit? Hierdie vinnige ryk word skemas. Dink jy ek kan betrokke raak daarmee en dink jy ek kan betrokke raak hier en wat sê die woord? Wil jy saam met my bid? Want ek het my werk verloor en ek raak angstig en ek het moeilikheid of ek het te veel gespandeer in my lewe en ek het foute gemaak en ek het baie geld verloor en nou moet ek opmaak. Nou moet ek het moeilikheid. En dis baie mense se oproepe. Dis dalk vanoggend miskien waardeur jy gaan en jy voel soos wat ek nou voel, ek is hier ingeperk in hierdie tralies vanweë my finansies. En mense, dit is so. Ek kry die oproepe. En baie mense wil vinnig ryk word. En ons is nou in 'n era waar jy AI kan gebruik om ryk te word en jy kan digitale geldstelsel en jy kan Bitcoin en jy kan dit en jy kan dat gebruik om vinnig ryk te word. En daar is mense wat ryk word uit dit uit, maar ek wil sommer nou vir jou sê, ek gaan nie die kans vat nie. Ek wil 'n paar beginsels met jou deel, finansiële beginsels met jou deel, dat jy net kan snap op hierdie maandagoggend om jou voor te berei vir Maart maand 2026, wat volgende maand is. En as jy nou al kan begin om reg te verstaan hoe werk finansies, dan het jy 'n fondasie, dan het jy 'n grondslag. Nommer 1. Jy's of ryk of jy gee voor dat jy ryk is. As jy ryk is, mense, dit is maklik om 'n miljonair te word. Nee, Frik, dis nie so maklik, maar goed, by wyse van spreuke. Dis maklik om 'n miljonair te word. Dis moeilik om een te bly. Dis maklik om vandag te sê, ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Dis moeilik om een te bly. So nommer 1, jy's of ryk of jy gee voor dat jy ryk is. So moenie voorgee nie. Moenie flashy wees nie. Moenie gaan goed koop en gaan karre koop en gaan huise koop dat mense dink dat jy ryk is nie. Jy maak 'n groot fout. Trane en trauma is die resultate daarvan en dan verval jy in die struik van mammon en dit is uiteraard teen die woord van Skepper God, want een gaan jy afskep. Die woord sê jy kan nie 2 meesters dien nie. Jy dien of dit of dat, maar jy kan nie 2 dien nie. Iemand in die proses gaan seer kry. So mense, moenie bokant jou vermoëns lewe nie. Asseblief nie. Moenie voorgee nie. Moenie laat mense dink hoe jy aantrek en wat jy het en wat jy dra, dat mense dalk dink, o, jy het baie geld nie, want ek wil vandag vir jou sê, dis alreeds die voorloper van armoede. Pas op om nie voor te gee nie. Nommer 2, belê in opleiding. Belê in jouself. Begin by die woord, by Skepper God van hemel en aarde, Matteus 6 vers 33. Soek allereers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid. 'n Mens en alles sal vir jou bygevoeg word. Begin by opleiding. Ontwikkel jou kennis, ontwikkel jou wysheid. Begin by die woord asseblief. Mense, dis my so amazing dat die Torah wat ek en jy lees, die eerste 5 boeke van die Bybel, leer ons hoe om ons geldsake, ons finansies te hanteer. En asseblief, moenie die woord agterweë laat nie. Begin by Vader, weet jy hoekom? Hy is die bron van alle bestaan. Sodat jy met wysheid en verantwoordelikheid kan optree. Die oomblik as jy wysheid in die dag lê ten opsigte van jou finansies, dan weet jy wanneer om te spandeer en wanneer om terug te hou. En dis wysheid. Nommer 3. Mense, Skepper God, die Heilige van Israel, hy gee vir ons die geleenthede. Hy maak deure oop. Ek onthou so 'n paar jaar gelede, 2-3 jaar gelede, bel 'n maatskappy my en hulle sê vir my, hoorie Frik, ons gaan deur 'n moeilike tyd. Ons kliënte word al minder want daar's 'n prysoorlog tussen ons en ons konkurrente. Dis nou hulle kompetisie. Ek sê wel, dis 'n goeie ding
dat daar kompetisie is. Hy sê, ja, maar nou verloor ons besigheid. So, wat moet ons doen? Ek sê, al wat jy doen is, jy het 'n databasis wat jy opgebou het die afgelope 10, 12 jaar. Ontgin jou databasis. Moenie nou nuwe kliënte gaan ontgin nie, want daar's 'n prysoorlog. Ontgin jou huidige databasis en maak seker jou databasis, die mense met wie jy besigheid doen, is veilig ten opsigte van prys. Ontgin jou eie myn. Mense, dit is belangrik dat jy moet vandag weet dat die God van hemel en aarde, hy gee die geleenthede, hy maak die deure oop, hy hou ons lewens in stand, hy gee ons energie, hy hou ons gesond om te kan werk, om kos op die tafel te kan sit. Hy gee die geleenthede. Die planne van die mens is in sy hart, maar die tong van Jahwe die Almagtige gee die antwoord. Ontgin dit wat jy het, gebruik dit wat jy het, moenie ander goed gaan bykoop nie, moenie nou lenings gaan maak en skuld gemaak nie, asseblief, moenie nou skuld maak nie. Ons leef in 'n baie moeilike tyd, moenie skuld maak nie, inteendeel, as jy jou skuld kan klaar betaal, om uit die stelsel uit te kom, doen dit, kan ek dit in Engels sê, ASAP. Is my belangrik om hierdie goed vandag met jou te deel, want ek kry die oproepe. En dan mense, die laaste punt wat ek met jou wil deel, ek sal die hele dag met jou gesels, is wees lojaal en wees 'n mens van integriteit. Kan ek gou iets met jou deel? Integriteit veroorsaak guns. As jy wil besigheid doen, of jy werk vir 'n maatskappy, en jy is lojaal teenoor die maatskappy, en jy doen dit wat die maatskappy se reëls en regulasies is, en jy wandel as 'n man of 'n vrou van integriteit. Dit is belangrik, moet jy nie skaar by hulle wat net praat nie, want jy word geetiketeer. Staan eenkant, wees afgesonder, doen jou werk asof jy dit vir Skepper God, die Heilige van Israel doen. Dan tree jy op met integriteit. Integriteit, hoor gou vandag vir my, het 'n belangrike eienskap. Integriteit veroorsaak guns. O, jy's die wit broodjie. O, ek sien, jy kry guns by die baas. Nee, ek kry nie guns by die baas nie, ek het integriteit. En ek is lojaal. Want guns is die resultaat van integriteit. En die oomblik as guns die resultaat is van integriteit, dan kom geld van self. Dan kry jy verhoging voor die verhogingsdatum. Waar die bestuurder van die maatskappy jou raak sien om te sê, maar ek kan hierdie man of hierdie vrou kan ek uitlig. Ek kan hierdie persoon meer geld gee, want hierdie persoon beteken meer vir my maatskappy as wat die res beteken. So, guns veroorsaak dat fondse na jou toe kom. Mense, die oomblik wanneer jy geld jag, sal geld van jou weghardloop. Maar die oomblik as jy begin besef, wie is jy? Met ander woorde, belê in jouself. Moenie voorgee wie jy nie is nie. Maak doodseker jy weet vandag dat Skepper God gee die geleenthede. Wees lojaal en wees ondersteunend met 'n gees van integriteit. En ek wil vandag vir jou sê, guns sal jou agtervolg. Geld sal na jou kant toe kom. Jy hoef dit nie te gaan soek nie. Dit sal na jou kant toe kom. Ek het 4 belangrike beginsels. Daar's baie meer wat ek net vanoggend kortliks met jou gedeel het terwyl ek hier agter op my bakkie sit. Ek wil jou vandag seën. En hier kom die son op. En my gebed vanoggend is dat die son van geregtigheid oor jou lewe sal skyn. Mag gaan soek eers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid en alles sal vir jou bygevoeg word. Baie dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by my bakkie boodskap. Ek groet jou vandag in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En ek verklaar vandag oor jou integriteit, lojaliteit, sodat guns jou porsie sal wees. En wanneer guns jou porsie is, dat fondse na jou kant toe kom. En ek weet vandag, jy sal jou hande ophef na die hemel om te sê, Abba, aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding van my hart. Mense, baie dankie, tot 'n volgende keer. Bakkie boodskap, Frik Weideman, Shalom.